Christelike oorlogvoering, is nie net vir jou super spiritual mense nie. Dis nie net vir pastore en dominees en intercessors nie. Dis vir my en jou elke dag. Van die oomblik wat jy jou hart vir die Here gegee het en ja gesê het jy 'n teken gerok, jy het so 'n groot teken hier bo op jou bors of op jou rug gesit, wat sê, ek is 'n teken want ek behoort aan Jesus Christus. Maar jy's ook 'n soldier in God se army. Johannes 10 vers 10 sê vir ons, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom dat hulle die ewige lewe en dit in oorvloed kan hê. Efesiërs 6 vers 11 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste of aanvalle van die duiwel. So hoe werk die vyand? Wat doen hy? Eerste, versoeking. Ons sien dit soos met Eva in Genesis 3, wat hy al versoek het om die appel te eet, as dit 'n appel was. Okay? En Jesus in die woestyn, in Matteus 4, hy het gekom skelm en hy het hulle versoek. Nommer 2, beskuldiging. Die aanklaer hou jou vas in skuldgevoel in Openbaring 12 vers 10. Dit is wanneer jy klaar vir die Here gesê het, Here, ek is jammer vir daardie sonde. En nou kom die vyand en hy herinner jou die heeltyd aan die dinge wat jy verkeerd gedoen het. God sê vir ons, wanneer ons ons sonde bely, gooi hy dit in die diepstes van die see, om nooit weer daaraan te dink nie. Wie dink daaraan? Jy en die vyand. Want die vyand wil hê, jy moet skuldig voel en nie waardig voel nie. En ja, party sondes vat 'n tydperk en dis nie 'n rede vir ons om aan te hou sondig nie, maar as daar dinge is waarmee jy sukkel, vat dit na die Here toe en vra hom om jou te help. Nommer 3, misleiding en nabootsing. Dit lyk reg, dit klink reg, maar dis nie noodwendig van God af nie. 2 Korintiërs 11 vers 14 en Matteus 24 vers 24. Ons moet daai onderskeiding van die Gees hê. Baie keer dan bid 'n mens byvoorbeeld vir 'n werk, Here gee vir my 'n werk. Dan kom al geleentheid op. Jy vra nie vir die Here, Here, is hierdie werk van U af nie. Nou vat jy die werk en 2 maande down the line word jy so sleg behandel of jy word afgedank of wat ook al, en nou beskuldig jy die Here, want die Here het mos nou hierdie werk vir jou gegee. Is jy seker jy het vir die Here gevra of dit van hom af is? Onthou, daar's counterfeits. Die vyand gaan kom met counterfeit mense, plekke, situasies. Jy moet bid, net omdat dit reg klink en lyk, sê nie dit is van die Here af nie. Dan, verdeling. Hy kom en hy verdeel mense. Hy breek huwelike en gesinne en kerke op. Okay? Dis hoekom die huwelik en die gesin onder soveel aanval is. So wat doen ons? God se wapens vir jou oorwinning is die volgende. Die woord, die swaard. Die duiwel sidder wanneer jy sê, daar staan geskrywe. En dit kry ons in Hebreërs 4 vers 12. Die volgende ding, gebed, ruk die hemel oop en verander sake op aarde, soos dit staan in Handelinge 12. Vas, dis nie net 'n dieet nie. Ek gaan kyk, ek het 'n video gemaak oor wat vas actually is. Dit breek juke en skerp jou geestelik op. En jy kan dit in Jesaja 58 vers 6 gaan lees. Dan, die volgende een, lof en aanbidding, laat kettinge val en die atmosfeer skuif. Al sing jy 'n bietjie vals, okay? Dit skuif dinge in die atmosfeer. Onderskeiding van die Gees. Dit is soos 'n vleermuis, nee, kan nie sien nie. Hulle het radar. En die radar sê vir hulle, hoorie, daar's 'n muur daar, jy moet om die muur gaan. Dit is wat die Gees, die Heilige Gees vir ons moet wees. 'n radar om vals dinge uit te ken. En dit kan jy lees in 1 Korintiërs 12 vers 10. En iets wat jy moet onthou, jy hoef nie bang te wees nie. Ja, ons gaan aangeval word. Die Bybel sê vir ons, inteendeel, ons gaan aangeval word. As jy terugdink, as jy die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, of die dag toe jy gedoop is,
Na dit het die aanvalle gekom. Hoekom het die aanvalle gekom? Want die vyand wil nie hê jy met jou lewe aan God toewy nie. Okay. Maar soos ek sê, ons hoef nie bang te wees nie. Geen wapen wat die vyand teen jou smee sal voorspoedig wees nie. Hy gaan die wapens vorm, maar dit gaan nie suksesvol wees nie. Onthou dit. Jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Lekker dag. Shalom.